Goeiemôre julle, welkom by vanoggend se Tekkiesdiens. Ons is in die eerste week van leidingstyd, so ons gaan baie spesifiek fokus in hierdie volgende ruk op tekste wat ietsie uitbring van die feit dat Jesus vir ons gelei het, sodat ons op die ou end iets van die vreugde kan vier van sy verlossing en ons verlossing. Vandag gaan ons baie spesifiek fokus op Lukas 4. Ons gaan praat oor Jesus se versoeking in die woestyn en ons gaan dit benader vanuit 3 hoeke. En die eerste een is ons gaan bietjie moet dink by die eerste versoeking oor wie ons is. Ons gaan by die tweede versoeking moet dink oor wie sinne ons is en by die derde versoeking gaan ons moet dink oor wie ons Pa is. Maar voordat ons daar kom, net eers die afkondigings en al die dinge wat nodig is afhandel. So die eerste ding is, ons wil sommer net baie dankie sê vir almal se bydrae tot die 10de maand dankoffer. Ons taak het bereik, oorgegaan en so regtig net 'n woord van dank vir elkeen van julle wat 'n bydrae gemaak het tot dit. Dan het ons ook 'n nuwe dame in die kantoor wat die finansiële pos gaan beklee. Haar naam is Petrus, so julle is meer as welkom om by haar te kom inloer en te kom groet. Sy is van die 10de Maart af dan hierso, so dis dan môre. Dan laastens verjaarsdae, as daar maatjies is wat verjaar het die afgelope ruk, ek wil graag hê of die week wat verby is dat julle sommer net vir 'n oomblik pause en vinnig gou 'n koffie vir hom of haar maak of 'n koeldrank ingooi, bederf het gou vir die een wat verjaar het in julle gesin. Alright, kom ons dien die Here ook met ons offergawes. Julle sal die kodes en die bankdetails in die zapper op die skerm sien. Alright, nou kan ons uiteindelik regtig in die diens inklim. Ons gaan nou bietjie ons arms en bene rek, bietjie opstaan, bietjie die litte loskry en saam die Here se naam groot maak. Sing graag saam met ons hierdie liedere. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het, net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my ook op. Hy maak my beter, maak my sterker. Hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het, net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig.
U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U. Ons glo. En U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U. Ons glo. Julle, hierdie is 'n moeilike teks vir my. Dit is 'n teks wat ons eintlik seker al baie oor geskryf het en daar word baie oor gesels, maar dit is eintlik 'n teks dink ek wat dominees bietjie vir my om oor te preek wanneer dit kom by kinders, want dit is 'n teks wat gaan oor die duiwel en oor versoeking, maar eintlik bo alles oor hoe Jesus vir Satan oorwin het. So dis eintlik 'n teks waar ons dalk seker meer moet preek, maar dit is 'n moeilike teks vir ons om oor te preek. So ek het gedink om te begin by 'n opmerking oor die doop. Want sien in Lukas 4, die teks wat ons gaan lees, gebeur Jesus se doop in die Lukas Evangelie net voor sy versoeking in die woestyn. En ek het daaroor 'n bietjie gaan oplees en hulle sê dat dit is met baie sterk intensie so gedoen vanaf die skrywer natuurlik, né? So Lukas het gedink dat as hy ietsie moet sê oor wie God is en oor hoe God versoekings dan nou gaan hanteer, hoe Jesus dan versoekings gaan hanteer, dan grond hy dit eintlik in die water van die doop, né? Met ander woorde, iets van die identiteit van wie Jesus ten diepste is, dat God uit die hemel uit sê, hierdie is my seun, my geliefde seun, en in hom verheug ek my, dat dit eintlik hierdie verhouding tussen God en Jesus, dat dit die wapen is waarmee Jesus dan eintlik in die woestyn ingaan. Daarmee sê ek nie dat as jy nie gedoop het, dat jy nie hierdie wapen het nie, dit gaan eintlik ten diepste oor hierdie verhouding, nie? Want dis tog wat die doop sê, is ons, ek en jy, en elke persoon daar buite, is gekies deur God. Die doop sê dat die
dat die Here se genade, dat sy liefde, dat sy hart groot genoeg is om vir jou in te neem. Dat hy jou eintlik gekies het nog lank voordat jy dit geweet het of dit dalk wou gehad het. God se arms is oop vir ons. En as ons in daai arms inloop, dan is hy ons pa. En is daardie verhouding pa, kind, ma, kind, né? Daardie onvoorwaardelike liefdesverhouding. Dis waarop Jesus terugval wanneer hy vir Satan dan in die woestyn eintlik maar net oorrompel met sy antwoorde. Alright. So voordat ons aangaan, wil ek hê julle moet vir 'n oomblik met mekaar gesels daar by die huis. En daar's 2 vrae. Die eerste vraag is: hoekom hou jy van God? Alright, so ek wil hê jy moet probeer verwoord. Ek wil hê jy moet verduidelik aan jou boetie en jou sussie en jou ma en jou pa, hoekom hou jy van God? Alright, eenvoudige vraag. Tweede vraag is: hoekom dink jy God hou van jou? Right, dis die 2 vrae. Hoekom hou jy van God en hoekom dink jy God hou van jou? Ek gee gou vir julle 'n oomblik om daardie 2 vrae te antwoord. Ek hoop julle het lekker gesels. Baie keer dink ons God hou van ons oor goedjies wat ons doen, nê? So ek is gehoorsaam of ek doen my huiswerk getrou of ek help graag mense, maar eintlik lê God se ek hou van jou nie in wat jy doen nie. Daarin ook, maar dit lê ten diepste in wie jy is, nê? Dit is oor dat jy so 'n pragtig geskepte, gemaakte kind van God is. Dit gaan daaroor dat jy Model is, of Johan, of CJ, of Gert, of wat ook al jou naam is. Dit gaan daaroor dat jy is wie jy is, en daarom hou God van jou. En ons hou van God ook eintlik ten diepste, nie altyd, nie eerstens oor wat God vir ons doen nie, maar ook oor wie God is. Dat hy hierdie liefdevolle Vader in ons lewens is. So, ma, pa, ek wil hê julle moet vir julle kinders help om hierdie link te maak. Dat God oor ons bly is en dat hy oor ons opgewonde is, dat hy van ons hou, oor dat ons is wie ons is. Baie keer dan vat ek my kinders, dan sê ek, Jesus, ek like jou, maar ek like jou oor jou hart, nee. Nie oor jou prestasie en oor al die dingetjies wat jy sê of doen, dit ook, is ek baie lief daarvoor, maar ten diepste hou ek van jou, vir wie jy is. En ek dink dis God se hart oor ons. Alright. Nou, ek gaan so met so 'n draai na die teks toe, so wees geduldig met my. As ons hierdie vraag kan antwoord, hierdie 2 vrae, hoekom God van ons hou en hoekom ons van God hou, dan dink ek is ons besig om te probeer verstaan, hoekom hou God van ons as sy kinders? Wat maak ons op die ou end God se kinders? Wat maak jou pa en jou ma se kind? Nee? En baie keer sal ons sê, nee, want ek lyk soos my pa, of ek lyk soos my ma. En dis maar eintlik net 'n eenvoudige manier om te sê, want ek is gebore uit my ma en my pa. My ma en my pa het vir my gemaak. Ek is hulle bloedgesin familie. Hulle is my gesin. Ek is uit hulle gebore. En daar kom die spreekwoord in, wat ek dink baie mense baie graag aanhaal, en dit is, bloed is dikker as water. Nou, het julle geweet, dis nou, hier moet 'n pennie nou half drop in julle gedagtes hieroor. In Christendom werk ons eintlik nie met bloed is dikker as water nie. Nee? En dis nie net ek wat so sê, dis die Bybel wat so sê. Ons dink anders oor wie is ons pa en wie is ons ma. Jesus wys dit vir ons uit, want die laaste woorde wat hy sê voordat hy sterf aan die kruis, volgens die evangelie van Johannes, in Johannes 19, is Jesus op die kruis en hy kyk dan rond en hy sien sy ma. En dan sê hy vir sy ma, hy wys na, of hy kan seker nie na Johannes toe wys, maar hy kyk vir Johannes en hy sê vir sy ma, daar is jou seun. En hy kyk vir Johannes en hy sê, daar is jou moeder. En daarso sê Jesus eintlik vir ons, dat verwantskap, dat
bloed baie wyer gaan as sommer net dat ons iemand sinne is volgens ons familie, dat ons uit iemand gebore is of in 'n sekere familie is. Nog soveel te meer in Romeine sê God dat ons het die Gees ontvang en die Gees bevestig aan ons dat ons as God se kinders, hoor die woord, aangeneem is. En Johannes 8:23 sê, ons sien uit na die feit dat God ons gaan aanneem tot sy kinders. Nee? In Christendom werk ons baie keer eerder met 'n ander definisie as bloed is dikker as water. So kom ek vertel julle 'n mooi storie. Ons is gewoond daaraan om te dink dat bloed is dikker as water beteken dat daar is nie dieper of belangriker verhoudings as die met jou boetie en jou sussie en jou ma en jou pa nie. En as ons dit hoor, dan dink ons, o ja, dit maak sin, want dit sê die bloed wat in ons are vloei, bind ons dieper as water. En eintlik, en hier is die verrassing, hier is die pennie wat moet drop, sê hierdie spreekwoord presies die teenoorgestelde. Die oorspronklike gesegde is, ek gaan dit in Engels vir ons sê, the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Alright, so kom ons draai dit in eenvoudige Afrikaans. Dit sê dat die bloed waarmee Jesus vir jou en vir my gekoop het, daai bloed wat sê, ek kies jou as my aangenome kind, ek het jou skoon gewas en jy is myne, daarom is hierdie verhouding wat ek jou in kies, daai doopsverhouding, daai verbondsverhouding, is selfs sterker, selfs dieper as die verhouding tussen jou boetie en jou sussie en jou ma en jou pa, daai bloedbande, Jesus sê, the blood of the covenant, die bloed waardeur ek vir jou vrymaak en kies, is dikker as die water van jou geboorte, is die water wat jou boetie en jou sussie en jou pa en jou ma, dat hierdie bodily fluids van ons lywe, dat dit ons nie so diep link aan mekaar, as die covenant bloed, die verbondsbloed van Jesus nie. En dit is 'n ongelooflike perspektief, veral as 'n mens kyk, dat Jesus vir ons roep in hierdie wêreld, om mense te kies, om liefdevol teenoor hulle te wees. Maak nie saak of hulle enigstens in ons familie is, of in ons klasgroep, of rasgroep, of wat ook al is nie. God roep ons, om so radikaal vir mense te kies. En dan sluit dit almal in. Alright. So Jesus is nou klaar met die draai. Ons gaan nou na die teks toe. Wat beteken dit? Dat iemand jou kind is? Dat God ons pa is? Dit beteken, ons het vir mekaar gekies. Dat die verhouding wat ons het is dieper as sommer net die normale bloedbaantjies. Dit is 'n verbondsverhouding waarin ons familie en gesin van mekaar te kan wees, al is daar geen bloedbande tussen ons nie. Wat ons ma en pa en kinders en man en vrou maak, is die keuse. Ek kies vir jou. Ek kies om jou elke dag lief te hê. En dit sê ons so baie vir ons kinders. Ek is so bly dat Jesus my gekies het en my gekies het om jou pa of jou ma te wees. En daarom kies ek jou, my kind, elke dag, want ek is vir jou onvoorwaardelik lief. So 'n ma en 'n pa is iemand wat jou onvoorwaardelik kies en vir jou onvoorwaardelik lief het. So, nou gaan ons die teks lees en ons gaan dit lees vanuit hierdie perspektief, van hierdie pa-perspektief. So as ek dit lees, sien hierdie pa en kind, ma en kind verhouding heeltyd in jou gedagtes. Dit is iets wat hierdie teks wil beklemtoon. Ek lees saam met julle vers 1 en 2. Jesus het weggegaan van die Jordaanrivier. Die Heilige Gees was in Jesus en die Gees het hom na die woestyn toe gelei. Daar het die duiwel 40 dae lank probeer om Jesus verkeerd te laat doen. Jesus het niks geëet nie en toe die 40 dae verby was hy baie honger. Right. Net een opmerking oor hierdie twee verse. Hoor daar so dat daar staan die Heilige Gees was in Jesus. En so daar moet ons klaar hoor dat die Vader, ons Pa, wat vir ons kies, deur dik en dun, deur bloed en water, ons nooit alleen los nie. Alright, dis die eerste pointer. God los ons nooit alleen nie. Die Gees van God is by ons. Kom ons lees aan.
Die duiwel het vir Jesus gesê, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus het vir hom gesê, in die Ou Testament is geskryf, 'n mens lewe nie net van brood nie. Jy sien, hierdie duiwel van die Bybel wat ons nou hier oorlees, is 'n slinkse ou. Hy weet waarmee om vir Jesus te kom versoek, né? Dis so goed soos dat hy iets voor jou neus kom swaai wat jy weet jy graag wil hê. As jy verskriklik dors is na resies, dan is dit amper soos asof hy sê, dalk moet jy 'n bietjie water drink. Water is nie sleg nie. Die brood wat hy vir Jesus aanbeveel om te maak uit 'n klip uit, dis nie sleg nie. Maar dis nie eintlik waaroor dit gaan nie. Jesus besef dat die ergste versoeking hierso nie lê in die feit dat hy kan brood eet en kan brood maak en seker 10-1 volgens God ook mag brood maak nie. Dit gaan daaroor dat die duiwel hom eintlik verlei, dat die duiwel hom beproef om iemand te wees wie hy nie is nie. Want Jesus het nooit sy mag misbruik vir net homself nie. Jesus was seun van God en hy het daardie mag gebruik om God se plan te laat geskied. Nie sy eie plan sommer net links en regs te maak soos wat hy voel nie. Jesus het homself uit die posisie uitgehaal en eintlik net gevra, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? En so die duiwel is slim, jong, hy sê daarso vir Jesus, as jy die seun van God is, en Jesus is dit, nee, hy is die seun van God, sê vir hierdie klip om brood te word. Ek dink God sou sekerlik op 'n manier gedink het, dit sou goed wees as Jesus gevoed word, maar dit was nie God se plan nie. God weet dat Jesus moet eet, maar hy voorsien vir hom in soveel meer, dat hy sê, ons sal lewe uit soveel meer as net brood. Ons sal lewe vanuit elke woord wat uit God se mond kom. So die duiwel verlei vir Jesus om eintlik te sê, ek dink nie eintlik wat God wil hê is so belangrik nie. Ek vertrou nie soveel op God se plan nie. Ek gaan nou doen wat ek kan uit my eie mag en ek gaan brood maak. En dan besef ons dat hierdie eerste versoeking gaan nie net oor wat ons fisies nodig het nie. Dit gaan oor 'n verloning van wie ons ten diepste is. Want as ons sê, ons is God se kinders, dan kan ons glo, God sal sorg op sy tyd, op sy manier. So ons kan nie eintlik God se mag, wat hy vir ons gee as ons sy kinders is, misbruik nie, ons mag nie dit doen nie. En daarom sê Jesus, ek is sy seun, ja, daarom weet ek, hy gaan vir my sorg. Ek lewe vir soveel meer, vanuit soveel meer, as net brood. Ek lewe vanuit elke woord uit sy mond. Alright. So die eerste versoeking, laat ons bietjie dink, oor wie ons is. Ons is syne, ons is God se kinders. Ons is God se kinders. Right. En dan kom die tweede ene, ek dink dit was dalk 10-1 die grootste versoeking, né? Want hierso kom swaai die duiwel 'n wortel voor Jesus se neus wat sê, wag, jy wil mos nou koning oor almal wees, jy wil mos op die troon sit van die ewige lewe, so as jy nou neerval en my aanbid, dan kan dit dalk gebeur, dat ek alles vir jou gee. Alright. Kom ons lees daardie stuk saam. Vers 5. Toe het die duiwel vir Jesus na 'n hoë plek geneem. Hy het vir Jesus vinnig al die lande in die wêreld gewys. Die duiwel het vir Jesus gesê, ek sal vir jou al hierdie lande en al hulle goed gee, want God het dit alles vir my gegee, en ek kan dit gee vir wie ek wil. Hoor nou hierso. As jy my aanbid, dan sal jy dit alles kry. Maar Jesus het vir hom gesê, in die Ou Testament is geskryf, jy moet jou God, die Here aanbid, en net vir hom dien. Die vorige versoeking het ons laat dink oor wie ons is, kinders van God. Hierdie versoeking wil ons laat dink oor wie sinne ons is. Want ons is baie lief daarvoor om in die lewe bietjie te dink oor wat dink ander oor ons. En dit is wat Satan vir Jesus hierso sê. Hy sê, nee man,
kom, ek gaan jou nou alles gee, die wêreld gaan dink jy is die koning van ons almal, val net neer en aanbid my. Jy sien, dis wanneer ons obsessief raak oor wat ander mense oor ons dink, dat ons val vir hierdie versoeking van aansien en van reputasie. Dus hy sê eintlik vir Jesus, as jy nou kies om die baas en die koning van ons almal te wil wees, en jy aanbid my, dan gaan jy die mag hê om oor die wêreld te regeer. Maar Jesus antwoord hom en sê, God sê, ek alleen moet aanbid word, en ek alleen moet gedien word. En so Jesus is slim genoeg, want hy weet, die ware mag en al die krag is in elk geval nie die duiwel sinne nie, dis God sinne. So Jesus is so goed daarmee om homself hier uit die spotlight uit te haal, en sê, nee, het gaan in elk geval nie net oor my nie, dit gaan oor God, dit gaan oor God se plan, dit gaan oor die feit dat God besig is om 'n plan hier uit te voer, wat baie groter is om net wat ek wil hê, of wat jy dink jy vir my kan gee. Jesus laat die spotlight hier val, op wie sinne hy is. Ek's God sin. En as ek God sin is, dan is dit in God se hande, om vir my die mag te gee, wat ek weet, hy in elk geval vir my gaan gee, op sy tyd, en op sy manier. Eerste versoeking, wie is ons? Tweede versoeking, laat ons dink, oor wie sinne is ons, die God, wat in elk geval in die ewigheid, in die spotlight en in die mag staan. Kom ons lees die derde versoeking saam. Toe het die duiwel vir Jesus na Jerusalem geneem, en hy het vir Jesus op die hoogste plek by die tempel laat staan. Die duiwel sê toe vir Jesus, as jy die seun van God is, spring van hierdie plek af, want in die Ou Testament is geskryf, God sal sy engele sê om jou te beskerm, en hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus het vir die duiwel geantwoord, God het ook in die Ou Testament gesê, jy moenie vir jou God, die Here, iets vra wat jy nie mag vra nie. Die ander vertaling sê, jy mag die Here jou God nie beproef nie, jy mag hom nie toets nie. Die duiwel het opgehou probeer om Jesus verkeerd te laat doen, en hy het weggegaan van hom. Later het hy weer teruggekom. Alright. Nou oor hierdie ene gaan ek eintlik net 'n voorbeeld noem. Kom ons sê, jy stap langs 'n besige pad, en jy struikel per ongeluk, jou voet hak aan een of ander baksteen wat daar rond lê, en jy val so half in die pad in. En jou pa of jou ma stap saam met jou, en hulle sien, frek, my kind val in die pad in, en hier kom 'n groot kar of 'n trok, wat nou dalk 10 teenoor hulle kan ry. Wat dink jy gaan jou pa of jou ma maak? As jy voor 'n kar inval, sal ek amper my kop op 'n blok neersit. Jou ma en jou pa gaan in die pad inspring, jou uit die pad uitstamp, en hulle gaan 10 teen 1 voor die trok beland. Jy sien, as ons kan seker wees van die feit dat ons ma en pa ons so lief het, dat hulle self vir ons sal gee, weer en weer, dan maak dit ons vry om te lewe, en voluit te lewe, en foute te maak, en te weet, dat my ma en my pa kyk uit vir my. Hulle sal nooit dat ek iets oorkom, as hulle dit kan verhelp nie. Jy sien, hierdie teks vra van ons, die Satan versoek eintlik vir Jesus hier, om te ontken, dat God hom sal red. Hy sê eintlik, weet jy wat Jesus, as jy nou so kan maar die seun van God is, spring af, ons kyk of God jou gaan red. En ek dink Jesus lag eintlik so agter toe en sê, haha, weet jy wat, ek gaan mos nie vir God toets nie. Ek weet hy is my pa, en ek weet hy sal my red. Ons kan vashou, nie net aan wie ons is, en aan wie sin ons is nie, maar ons kan ultimately vashou aan wie God is. God sê, jy is myne. En jy sien dat Jesus hierdie 3 goed eintlik gebruik, om elkeen van die versoekings van die duiwel weg te vee. Sê, ek gaan nie deur wat ek doen, ontken wie ek is nie. Ek gaan nie ontken wie sin ek is nie. En ek gaan definitief nie ontken wie God is, my papa nie. Mag jy in hierdie week wat kom, iets hiervan ervaar, dat God jou weer en weer kies, dat jy weer en weer vir God kan kies,
en dat jy dit kan doen oor wie hy ten diepste is. 'n Onvoorwaardelike, liefdevolle Vader. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons so lief het, dat ons weet dat U ons nooit maar nooit sal los nie. Dankie dat U sê dat U liefde wyer en hoër en dieper strek as wat ons ooit kan klein kry. En dankie dat U ons insluit in U verhaal wat U besig is om met die wêreld en die lewe te vertel. Gee vir ons die geloof, Here, om vas te kan hou aan wie U is en dat ons daaruit mag lewe. Amen. Hê 'n geseënde week en 'n mooi tyd vorentoe.